Okay julle, ons gaan aan met die profeet Haggai. Aansporing om die tempel te herbou. In die tweede jaar van koning Darius, op die eerste dag van die 6de maand, het die woord van die Hemelse Vader deur die diens van die profeet Haggai gekom tot Zerubbabel, die seun van Sealtiel, die goewerneur van Juda, en tot Joshua, die seun van Josadak, die hoëpriester, en gesê: So spreek die Hemelse Vader van die leerskare: Hierdie volk sê, nog het die tyd nie gekom, die tyd dat die huis van die Hemelse Vader gebou moet word nie. So het die woord van die Hemelse Vader dan gekom deur die diens van die profeet Haggai en gesê: Is dit vir julle self wel tyd om in julle betimmerde huise te woon terwyl hierdie huis in pyn lê? So sê die Hemelse Vader van die leerskare dan nou: Gee ag op wat julle wedervaar het. Julle het baie gesaai, maar min ingebring. Julle het geëet, maar nie tot versadiging nie. Julle het gedrink, maar nie genoeg gekry nie. Julle het heel geklee, maar nie warm geword nie. En wie hom vir loon verhuur hom om dit in 'n stikkende beurs te steek. So sê die Hemelse Vader van die leerskare: Gee ag op wat julle wondervaar het. Klim op die berg en bring hout aan en bou die huis, dan sal ek 'n welgevalle daarin hê en my verheerlik, sê die Hemelse Vader. Julle het uitgesien na baie, en kyk, dit het min geword, en julle het in die huis gebring, maar ek het dit weggeblaas. Waarom? Spreek die Hemelse Vader van die leerskare. Terwille van my huis, wat in pyn lê, terwyl elkeen van julle vir sy eie huis hardloop. Daarom het die hemel bo julle die dou ingehou, die aarde het sy opbrengs teruggehou, en ek het droogte oor die land geroep, en oor die berge, en oor die koring, en oor die mos, en oor die olie, en oor alles wat die grond oplewer, en oor die mense, en oor die diere, en oor alle arbeid van die hande. Toe het Zerubbabel, die seun van Sealtiel, en Joshua, die seun van Josadak, die hoëpriester, en die hele oorblyfsel van die volk gehoor gegee, en aan die stem van die Hemelse Vader, hulle God, en aan die woorde van Haggai, die profeet, volgens die opdrag waarmee die Hemelse Vader, hulle God, hom gestuur het. En die volk was vervul met die vrees voor die aangesig van die Hemelse Vader. Daarop het Haggai, die boodskapper van die Hemelse Vader, kragtens die boodskap van die Hemelse Vader met die volk gespreek en gesê: Ek is met julle, spreek die Hemelse Vader. En die Hemelse Vader het die gees van Zerubbabel, die seun van Sealtiel, die goewerneur van Juda, en die gees van Joshua, die seun van Josadak, die hoëpriester, en die gees van die hele oorblyfsel van die volk opgewek. En toe het hulle gekom en werk het begin aan die huis van die Hemelse Vader, van die leerskare, hulle God. Dit was op die 24ste dag van die 6de maand in die tweede jaar van koning Darius. Tot sover. Okay, ons gaan aan met hoofstuk 2. Belofte omtrent die heerlikheid van die herboude tempel. Op die 21ste dag van die 7de maand het die woord van die Hemelse Vader deur die diens van die profeet Haggai gekom en gesê: Spreek tog met Zerubbabel, die seun van Sealtiel, die goewerneur van Juda, en met Joshua, die seun van Josadak, die hoëpriester, en met die oorblyfsel van die volk, en sê: Wie is onder julle nog oor hierdie huis in sy vroeë heerlikheid gesien? En hoe danig sien julle dit nou? Lyk dit nie net soos niks in julle oë nie? Nou dan skep moed, Zerubbabel, spreek die Hemelse Vader, en skep moed, Joshua, hoëpriester, seun van Josadak, en skep moed, julle almal, volk van die land, spreek die Hemelse Vader, en werk, want ek is met julle, spreek die Hemelse Vader van die leerskare, met betrekking tot die verbond wat ek met julle gesluit het, by julle uittog uit Egipte land, en my gees sal in julle midde bestendig bly, wees nie bevrees nie. Want so sê die Hemelse Vader van die leerskare: 'n rukkie nog, 'n kort tydjie, dan sal ek die hemel en die aarde en die see en die droë grond laat bewe. Ek sal ook al die nasies laat bewe, sodat die skatte van al die nasies sal toevloei. En ek sal hierdie huis met heerlikheid vervul, sê die Hemelse Vader van die leerskare.
Aan my behoort die silwer en aan my die goud, spreek die hemelse Vader van die leerskare. Die toekomstige heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die vroeëre, sê die hemelse Vader van die leerskare. En op hierdie plek sal ek vrede gee, spreek die hemelse Vader van die leerskare. Op die 24ste van die 9de maand in die 2de jaar van Darius het die woord van die hemelse Vader gekom deur die diens van die profeet Agai en gesê, so sê die hemelse Vader van die leerskare, vra tog aan die priesters inligting uit die wet en sê, as iemand heilige vleis in die slip van sy kleed dra en hy sou met die slip aan brood raak of iets wat gekook is, of wyn of olie of waterspys ook al, sal dit geheilig word. En die priester het geantwoord en gesê, nee. Daarop sê Agai, as iemand wat deur 'n lijk verontreinig is, aan al hierdie dinge sou raak, sal dit onrein wees. En die priester het geantwoord en gesê, dit sal onrein wees. Toe antwoord Agai en sê, so is in my oë hierdie volk en so hierdie nasie, spreek die hemelse Vader, en so is al die werk van hulle hande, en wat hulle daar offer, onrein is dit. Merk dan nou tog op, van hierdie dag af terug, voordat hulle steen op steen gelê het, in die tempel van die hemelse Vader. In die tyd het iemand gekom by die koringmiet van 20 maat, en daar was maar 10. Hy het gekom by die paarskyp om 50 emmers te skep, en daar was maar 20. Ek het julle swaar getref met die brandkoring, en die heuningdou, en haal al die werk van julle hande. Nogtans het niemand van julle hom tot my gewend nie, spreek die hemelse Vader. Merk tog op, van hierdie dag af terug, van die 24ste dag van die 9de maand, naamlik van die dag af, toe hulle die fundament van die tempel van die hemelse Vader gelê het, merk op, is daar nog saad in die skuur, ja, selfs die wingerdstok, en die vyeboom, en die granaatboom, en die olyfboom het niks opgelewer nie, van hierdie dag af sal ek seën. Vir tweede maal het die woord van die hemelse Vader tot Agai gekom, en op die 24ste van die maand en gesê, spreek met Zerubbabel, die goewerneur van Juda, en sê, ek sal die hemel en die aarde laat bewe, en ek sal die koningstrone onverwerp en die mag van die heidense koninkryke verdelg, en ek sal die strydwaans en die wat daarop ry, omverwerp, en die perde en hulle ruiters sal val, die een deur die swaard en van die ander. In die nag, spreek die hemelse Vader van die leerskare, sal ek jou neem, Zerubbabel, seun van Sealtiel, my knegt, spreek die hemelse Vader, en jou maak tot 'n seelring, want jou het ek verkies, spreek die hemelse Vader van die leerskare. Tot sover.